Goeiedag, ek is Eddie Goldberg. Hierdie oordenking is geskryf deur Gert Berning. Christus is ons vrede. Daar het destyds 'n man met die naam van Simeon in Jerusalem gewoon. Hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Toe die ouers die kindjie Jesus na die tempel gebring het, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Lukas 2 vers 29 tot 30, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het. Let op hoe dikwels Jesus en sy koms met vrede gekoppel is. Die profeet Jesaja het geprofeteer dat Jesus sou kom. Hy het gesê, Jesaja 9 vers 5, vir ons is 'n seun gebore. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Toe Jesus honderde jare later gebore is, was daar skaapwagters in die veld. Skielik was daar engele wat God geprys het. Lukas 2 vers 14, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Met sy eerste preek sê Jesus Matteus 5 vers 9, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hy sê vir sy disippels wat die evangelie gaan verkondig, Lukas 10 vers 5, en in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers vrede vir hierdie huis. Kort nadat Jesus opgestaan het uit die dood, was sy disippels saam en Jesus het aan hulle verskyn. Sy eerste woorde was, Johannes 20 vers 26, vrede vir julle. Om in vrede met ander te leef, is vir Jesus baie belangrik. Matteus 5 verse 23 tot 24, as jy dus jou gawe na die altaar te bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gemaak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. Dus, moenie vra dat God jy moet vergewe, voor jy nie met jou broer vrede gemaak het nie. Die ware vrede kom van God, en hy gee dit in oorvloed, Filippense 4 vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. As jy aan God behoort, woon sy gees in jou. Vrede is die vrug van die gees, Galasiërs 5 vers 22. God word die God van vrede genoem, 1 Tessalonisense 5 vers 23. Sonde het die vrede tussen God en mens en tussen mense onderling vernietig. Elke dag hoor ons van moorde en aanvalle deur selfmoordbomme wat onskuldige mense se lewens eis. Maar dit stop nie daar nie. Die hartseer van families is onbeskryflik en kinders moet dikwels dan sonder ouers groot word. Die wêreld sou 'n veel beter plek gewees het as die mense net wou luister na wat God van vrede sê. Vir God is vrede so belangrik dat hy sy seun Jesus daarvoor geoffer het. Kolossense 1 vers 20, deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Vir ons sonde het Jesus, van God verlaat, 'n verskriklike dood aan die kruis gesterf, sodat God ons nooit sal verlaat nie, sodat ons vrede met God en met ander mense sal hê. Soos wat Simeon met die kindjie Jesus gedoen het, neem Jesus ons nou in sy arms. Ons kan in vrede sterf, want, Efesiërs 2 vers 14, Christus is ons vrede. Here Jesus, help ons om in alles wat ons doen, U te eer. Werk asseblief deur U Gees in ons harte, dat ons U vrede sal ervaar. Amen.